Nou kom wys my gou hier agter, wat gaan hier aan, want wat maak hom nou 'n bietjie spesiaal? Ons het nie 'n groot, dik fan nie, ons het 'n paar ander goedjies. Anders as konvensionele spuite het hy nie 'n waaier nie. Hy het 'n hoë spoed stainless steel turbine aan die binnekant wat ek op 'n lae radverhouding en 'n hoë radverhouding kan sit. Right, volgende het ons vir Ikapa saam met JBH 'n taffie met 'n Ikapa spuit op. Niels, Bertus, hoe lyk dit? Nee, bakker nou, kan nie klaar nie. Ja, rustig. Kan ek net gou sê wat die Ikapa is? Uitstekend. Kom ons begin by Ikapa en dan hardloop. Ons is gebaseer in Grabouw. Ons bedien die Stellenbosch en die Overberg area met die taffietrekker en die Vika spuit. Die Vika spuit voer ons self in. Ja, En is ons eie brand wat ons sê nou maar oral versprei. Ons het nou alhoewel Noord en Noord-Kaap en Oos-Kaap ook al die spuite gaan bekendstel en so. So ons spesialiseer eintlik in 'n vrugte en 'n boordindustrie met implemente en spuite. en sê gou vir my, julle is al hoeveel jaar in die go? Ons is seker nou so 15 jaar. Ja. Okay, so julle is dan al, Nee, ons het al. julle in die ja. bome is omtrent size nou. Ja, nee. alright. Okay, right. So ek dink ons begin by die trekker hier voor. Sê gou vir my, Bertus, taffie, eerste ding, waar kom die besigheid vandaan? Joby, soos jy al weet, taffie kom uit India uit. Ons voer hom in. JBH Agri is die invoerder en verspreider vir hom in Suid-Afrika. Ons werk hom deur 'n handelaarsnetwerk wat wel basies nou al die hele land cover. Ons is nou Weskaap, Oos-Kaap, dwarsdeur op tot bo in Limpopo. Vir ons wat nou nie presies weet, JBH ensovoorts, hoeveel van hierdie trekkertjies het julle laas jaar verkoop? Ek praat van al die taffies. Ek dink ons het hier rondom die 250 geslaan. Ek weet dis 'n paar honderd, dis al wat ek weet. Nee, so dis genoeg. Dis genoeg. Ja, nee, ons is dankbaar. Okay, so vertel my gou vinnig, wat kry ek in hierdie trekker? Hoekom is hy nou perfek vir enige iets boord gewys? Kyk, ons het hierdie enetjie spesifiek nou hierdie rondte gebring. Laas jaar is dit mense wat hier was, of as jy reg onthou het ons die boordtrekker hier gehad. Nou die boordtrekker is nou al redelik ingesettel in die Weskaap. Hierdie ouetjie is nou al 'n boorling. Hy is 'n staatmaker, is baie eenvoudig, is 'n 35 kW trekker. Alles is meganies. So dit is 'n lekker plain Jane trekker vir die boere. As jy op die plaas kom, daar's nie 'n klomp kabels en goeters nie. Jou clutch werk met 'n link. Jy weet jou brieke werk met links. Hy het 2 kabels op wat na die handbriek toe gaan. Die res is eenvoudig. Hy start elektries en sy ligte werk elektries. Power steering en natbrieke, dis die belangrike goedjies. En ek neem aan saam met die Kapa, dis maar waar ons die diens kry en al die goeders by julle self ook. Ja, kyk, met die Kapa en die prentjie, hulle diens die Grabouw area, Overberg, ons het handelaars in die Kaap, ons het hier in Parel, ons het in Woester by Orchard, ons het dit Dorings. Hier is 'n hele netwerk op hierdie stadium wat ons kan nie al die ouens in die verskillende areas bedien. En jy weet, ons het nou hierdie klein trekkertjie daar, ons het nog 'n kleiner enetjie, maar ons gaan al die pad op tot by 100 perdekrag trekkers. So ons nie alles in boordtrekkers nie, uit die aard van die saak groentetrekkers 'n bietjie groter. So whatever jou behoefte is tot op 'n 100 perdekrag trekker, julle gaan vir my uitsorg. Ons kan vir jou help daar. En dan is dit nou natuurlik in die Heritage of die nuwe Mac. As jy hou van 'n fancy bonnet, né? Ja. Uitstekend. Niels, okay, vertel ons bietjie gou hierdie spuit wat julle hier agter het. Is nou die Vika? Dis die Vika. Dit is Europese spuit, omtrent 80% van al die spuite word in Duitsland verkoop. En een van die redes is omdat hulle sulke streng regulasies het in Duitsland, behalwe die Global Gap regulasies. Hulle mag omtrent geen drift of besoedeling hê nie. En hulle kry dit reg met die spuite om 90% van alles wat jy spuit op die plant te kan sit. En tesame met dit is dit 'n moontlikheid om met die eenvoudige ontwerp wat ons hier het, 'n multi-ry spuit ook van dieselfde spuit te doen. So ek doen met hierdie eenvoudige stelsel werk van 'n multi-ry spuit ook in wingerde. Nou kom wys my gou hier agter, wat gaan hier aan, want wat maak hom nou 'n bietjie spesiaal? Ons het nie 'n groot, dik fan nie, ons het 'n paar ander goedjies. Anders as konvensionele spuite het hy nie 'n waaier nie. Hy het 'n hoë spoed stainless steel turbine aan die binnekant wat ek op 'n lae radverhouding en 'n hoë radverhouding kan sit, wat dit lekker maak as ek nie
vir al die wingerde wil jy nie wegblaas in 'n sekere tyd van die jaar nie. Jy kan met jou PTO refs en jou radverstelling om 'n ligte briesie op die wingerde of die bessies of groente kan gee. Maar aan die ander kant, as jy in 'n stadium kom wat jy dubbelrye wil spuit en jy kan blaas, dan omdat die wind so mooi verdeel word as jy vir agteraf kan sien, is presies in 4 dele. So al 4 dele kry presies dieselfde hoeveelheid wind uit. Maar die wind wat hier uitkom is gekonsentreerd. Is nie 'n hele groot area, jy spuit alles nat nie. Jy spuit presies in die area waar jy jou wind in jou spuit. So jy kan besluit, dis die kort in die lang. En dis wat so mooi, nog 'n mooi ding is van die spuit wat hom uniek maak. Ek kan 'n kruisvloei van wind hê wat jy nooit ander spuit kan kry nie, wat ek beter penetrasie op die blare kan kry, dat jy die blare van albei kante af mooi kan dek ook en so. Ja. En wat dit die addisionele voordeel is, omdat hy so mooi gekonsentreerd is en my windspoed is op my laarrad 255 km/h en my hoë spoed is 288 km/h. Blaas ek al vir 'n blaar vir 'n splitsekonde net vinnig oop en toe. In daai oomblik bedek ek die blaar aan beide kante en ek blaas deur na my volgende wingerdry ook. Wat ek wil sê is hy het letterlik floppy blaars soos die kant toe en hy spuit vir hom alle. Hy gee hom 'n paar klappe daar so tussendeur en dan is hy nat, dan gaan hy aan. Jy moet nie te erg sê nie, hulle wil nie te hard geklap wees nie so. Jy is in beheer van die klap, maar ek kan hom hard klap ook as dit moet. Veral as ons hoë bome moet spuit, dan kan ons hom hoog, maar vir die wingerde of die bessies soek hulle net genoeg om vinnig oop en toe te maak, maar daar's nie 'n massa windvolume wat jou plant beskadig nie. Dit is 'n lae volume, maar teen 'n baie hoë spoed. Ek kan net gou wys wat ek nou gaan wys. Ek gaan nou met die een spuit sal ek bosstokke, groentes, gewone wingerde, vrugteboorde en dan sê nou maar 'n pekaneetboom of 'n hoë boom ook kan spuit. En ek sal gou wys hoe ek die windrigting met die windrigting speel om dit te kan vermaak. So as ek 'n gediversifiseerde boomboer is, nee, dan's hierdie my spuit. Ek moet net sê, dit is nou nie die pekaneet model nie, maar ek sal net die konsep bewys. En sê vir my kilowatt vereiste op hom? Jy gaan ten minste sê so 55 kilowatt nodig hê, maar in Europa speel hulle met hulle PTO revolusies om dit af te bring. Hulle spuit amper 400 PTO spoed en dan ons hier is nou net 'n 45 horsepower trekker. Ja. Hy is oorvoldoende genoeg om 'n wingerd te bespuit mee. Ja. Die eerste spuit wat hy nou gaan doen is as ek nou bosstokke gaan spuit. Ja, so ons gaan nou bosstokke Die boonste spuit. nozzels is af en net die onderste nozzels is aan. Okay, so hy draai hom gou vinnig manually oop daarna as ek reg kan jy hom oop en toe maak. Ek kan nou bo oopmaak om te wys dat ek die wingerde ook horisontaal kan spuit daarso van daai kant af. Maar as ek die vrugteboorde wil spuit, dan kan ek die nozzle oplig aan die ander kant wat jy ook hidrolies kan verstel. Soos daai aksie kan jy hidrolies vanaf die trekker beheer ook as jy vir al spesifiek terrasse en sulke tipe skynsels moet spuit. So jy sê vir my daadwerklik een spuit vir letterlik alles wat jy wil doen. So as jy jou mind change en iets anders plant, hoef jy nie 'n ander spuit te gaan koop Die nie. groot ding, die manne in die Boland het nie die een gewas nie. Hulle het groentes, hulle het wingerde en hulle het vrugteboorde, alles in een en dit is waar so 'n spuit van waarde is.